Maar ons gaan net 'n gedagte met julle deel, wat die Here op my hart gelê het so in die week. En ek glo as ons die woord ons eie maak, dan doen dit vir ons groot en wonderlike dinge. Stry die goeie stryd van die geloof. Veral in hierdie dae waarin ons nou leef. So ek gaan eers vir julle hierdie gedeelte lees in Matteus 24. Maar André moet eers daar by sy vrou gaan sit. In Swaziland sit die mans en die vrouens apart, maar nie hier in Kraddock nie. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal al hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. In hierdie dae is daar baie misleiding, want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei, en julle sal hoor van oorlog en gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander en daar sal hongersnoode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. En dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee, julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. So ons moet bereid wees om te staan vir die naam van Jesus. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Ek het verlede Sondag met die Nuwejaarsdiens gesê, die ongeregtigheid en die sonde neem toe. En die Bybel sê nie dinge gaan beter word, die Bybel sê het gaan erger word, veral in die laaste tye. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Het is tyd om te volhard in ons geloof, om die goeie stryd van die geloof te stryd. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. En dan het 1 Timoteus 6 vers 12, hy sê, stry die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. In die Engels sê, fight the good fight of faith. Ek gaan net 'n paar gedagtes met julle daaroor deel. As kinders van die Here is ons God se soldate in sy weermag. Glo julle dit? Ons as sy kinders is sy soldate. Ons is die weermag van die Here hier op aarde. En elke dag is ons in 'n oorlog gewikkel. Nie 'n fisiese oorlog nie, maar 'n geestelike oorlog. As 'n spreekwoord in die Engels wat sê, the Christian life is not a playground, it's a battlefield. A battleground. Die Christelike lewe is nie 'n speelpark nie, maar dit is 'n oorlogsone. En partykeer vergeet ons dit.
Ons is daagliks in 'n oorlog gewikkel, 'n geestelike oorlog, en ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is nie teen mense nie. Ons gaan dit nou lees. Maar Jesus het die oorwinning vir ons behaal, toe hy uit die dood uit opgestaan het, en dis hoekom ons ook vandag die nagmaal vier, want dit spreek van die oorwinning, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. En ons geveg is hoe kan ek sê, dis teen 'n oorwonne vyand, wat reeds oorwin is. Want Jesus het hom ontkleed van alle mag en gesag wat hy ooit gehad het. Al mag wat hy het is wat ons hom toelaat om te hê. Maar hy is 'n oorwonne vyand. En Jesus het gesê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, daar in Johannes 10 vers 10. Hy kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. En dit is sy strategie, hy steel jou eers weg. Met ander woorde, hy kry jou weg van die kinders van die Here af, van die kerk af, van die fellowship af, van die gemeenskap van die Christene. Hy kry jou eers weg, hy steel jou weg, en dan slag hy jou. Met ander woorde, hy maak jou geestelik, wil hy jou doodmaak. En as hy dit reg gekry het, dan probeer hy alles in sy vermoë om jou hele lewe te verwoes. Te slag, te steel en te verwoes. So ons is bekend met sy strategie. Daarom sien ek die rooi ligte as mense wegraak, as mense wegbly, want dis asof hy hulle wegsteel, weglok, wegrokkel, al hoe verder weg, en hy slag en hy verwoes. Maar hy is 'n oorwonne vyand, maar hy sal alles in sy vermoë doen om jou en my te laat struikel. En dan sê die Bybel in 2 Korintiërs 10 vers 3 en 4, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. So mense is nie ons probleem nie. En dan sê hy, vers 4 van 2 Korintiërs 10, want die wapens van julle stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, so dis nie mensgemaakte wapens nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. So die wapens wat God ons gee, is baie meer effektief as mensgemaakte wapens. Met ander woorde, God het ons toegerus om geestelike soldate te wees in sy leermag. Nou in elke weermag kry 'n mens goeie soldate, en ek wil nie sê slegte soldate nie, maar jy kry goeie soldate en nie sulke goeie soldate nie. Goeie soldate is loyaal, hulle veg, hulle oorwin, hulle verower die vyandelike gebied, en dan kry jy soldate wat retireer, wat oorgee, wat verloor. Maar ek glo elkeen van ons wil graag goeie soldate wees in die Here se weermag. En ons wil die vyand uitdryf, want hy het geen plek in ons lewens nie, hy het geen plek in ons gemeente nie. So ons wil goeie soldate van die lig wees, van God se weermag,
en ons wil die vyand uitdryf, want ons as kinders van die Here is die mense op aarde met die grootste gesag. Amen. Ons as kinders van die Here is die mense met die grootste gesag op aarde. Want dis ons wat 'n invloed het in die geesteswêreld. En die vyand is reeds oorwin. So, ons moet ons gedagtes daar instel dat ons die mense is met die grootste gesag. Want Jesus het sy mag na jou en na my toe gedelegeer. Want hy sê in Lukas 10 vers 19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Ek gee aan julle die mag. So hy delegeer sy mag na jou en na my. En in Matteus 18 vers 18 het hy gesê, alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Nou gebeur daar dinge in ons lewens, en dinge bind ons, of maar gebeur moeilike goed, dinge wat ons nie verstaan nie, en dan bid ons, en ons huil by die Here, en ons smeek en ons soebat, en ons sê, Here, bind hierdie ding in my lewe, of Here, maak u guns in my lewe los, maak u genade in my lewe los, Here, bind hierdie siekte, bind hierdie probleem, en dan gebeur daar niks nie, want dis nie wat hy gesê het nie. Hy het nie gesê, vra my om die dinge te bind en vra my om die dinge los te maak nie, nee, hy het gesê wat julle bind sal gebind wees en wat julle losmaak sal losgemaak. Ons moet luister en doen wat hy gesê het. Nie jou eie kop volg nie. Nie, Here, bind hierdie probleem nie, nee, wat jy bind sal gebind wees. Dis wat Jesus gesê het. So, jy staan voor hierdie probleem en jy sê, ek bind hierdie siekte, ek bind hierdie probleem, ek bind hierdie omstandighede, of wat het ook al mag wees, in die naam van Jesus. Jy spreek het uit. Ons moet doen wat hy gesê het ons moet doen. Stem julle saam? So moenie die pastoor bel nie. Ek gee nie om te kom nie. Ek hou daarvan om vir mense te bid, ek hou daarvan om vir siekes te bid. Maar dis tyd dat jy sal optree in die gesag wat die Here jou gegee het. Jy het gesag, want hy sê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Niks. So is tyd om op te staan met die gesag wat die Here jou gegee het en om die probleme aan te spreek in jou lewe en om dinge te bind en dinge te ontbind. Ek dink baie keer
bel mense die pastoor te maklik. Want die pastoor moet alles doen. Want hy word mos betaal om dit te doen. Ek sien hier is 'n paar rand in. So, dan kan ons hom maar bel dat hy kom. Of ek kan so maak, as jy my bel, dan gaan ek eers kyk of jy jou 10de gegee het, voor ek besluit om te kom. Maar as ek kyk na party 10des, dan kan ek nie glo dit is 'n 10de nie, want as dit 'n 10de is, dan kan ek nie glo jy kry so klein salarisse nie. 'n 10de beteken 10%. As ek verkeerd is, kom kap my teen die kruis vas. Maar as ons deel doen, as ons deel gee, en as ons doen wat die Here vir ons sê om te doen, dan gaan hy na ons kyk. Hy gaan vir jou sorg. Hy gaan jou seën. Geestelik en liggaamlik. Gees, siel en liggaam gaan die Here na jou kyk. Stem julle saam? Ek onthou toe die kinders klein was, as ek hulle na die parkie toe gevat het om te swem. Dan, wat hulle nou klein is, nou moet jy hulle mos nou maak. En dan swing hulle so bietjie en dan raak het al hoe stadiger, tot hy dan gaan stop en skree hulle, papi, swing my! Dan swing ek maar weer. En dan die ander een, dan los ek die ander een, dan sê hulle, dan vra die een, hoekom swing jy nie? Want papi wil my nie maak nie. Maar jy moet op 'n stadium leer om self te swing. Kan nie altyd skree, pa, maak my nie, pastoor, maak my nie. Hoekom gaan dit so in jou lewe, want die pastoor maak my nie? Hoekom bly jy siek, want die pastoor maak my nie? Pastoor, kom maak my, want ek wil swem. Wie maak my? Ons kan nie klein bly nie, ons moet groei en ons moet onsself maak. En ons moet begin opstaan in die gesag wat die Here ons gegee het. Ons moet die oorwinning vat. Mense bel my tot as hulle 'n nuwe kar gekoop het, want nou moet die pastoor die kar eers kom salf. Of as hulle in 'n ander huis intrek, die pastoor moet die huis nou eers kom skoonmaak. Maar jy het dieselfde gesag om die kar te salf en om die huis skoon te maak. Jy loop net deur die huis en sê, Satan uit, in Jesus naam. En is gedoen. Want hy luister, as ons die naam van Jesus gebruik. Stem julle saam? Ek onthou, 'n paar jaar terug, toe bel iemand, pastoor, sal jy asseblief ons huis kom skoonmaak? En van die ander intercessors in die dorp hoor toe daarvan, en hulle bel my, en hulle vra, watter rang het ek? Want jy moet 'n generaal wees in die intercessors, voordat jy 'n huis kan skoonmaak. Toe sê ek vir die vrou, gaan vlieg. Want ek het mos die salwing van die Heilige Gees. En hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is.
Ons het nie menslike range en mense goedkeuring nodig as die Heilige Gees in ons woon nie. Jy spreek hom net aan en jy jaag hom weg. En is gedoen. Want hy is 'n oorwonne vyand. Amen. So, Paulus was 'n goeie soldaat, 'n man van oorwinning. Hy het baie aanvalle beleef, baie vervolging. Hy's geslaan. Hy het gevare beleef, probleme, maar hy het net aangehou. Hy het nooit moed opgegee nie. Julle kan maar gaan lees, hy het aangehou werk vir die Here, hy het die evangelie verkondig, hy het die siekes gesond gemaak, hy het die kerk van Jesus gebou, hy het die gemeentes gestig. Want die wapens wat hy gebruik het, was die wapens wat God vir ons gegee het. Nou kom ons lees dit gou. Hy sê, word kragtig in die Here, my broers en susters. Word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Want die wapens wat hy vir ons gegee het is kragtig. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Hoe bly 'n mens staande? As jy op jou knie bly, dan bly jy staande. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En die helm van verlossing en die swaard van die Gees, dis die woord van God. Terwyl julle met alle gebed, hierdie dinge gaan gepaard met gebed, nooit sonder gebed nie. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in ketting, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. So daar's aanvallende wapenrusting, verdedigende wapenrusting, verskillende tegnieke van oorlogvoering, soos lofprysing en aanbidding, en vas, en die bediening van die nagmaal, verskillende tegnieke van oorlogvoering. Maar Paulus het die goeie stryd gestry, ten spyte van moeilike omstandighede. So daar's die volle wapenrusting. Die helm van verlossing, want ons is verlos deur sy bloed. Die borswapen van geregtigheid, want ons staan in die regte verhouding tot God, sonder enige skuldgevoel. Want Jesus het al ons skuld op hom geneem. En die gordel van waarheid, want die Gees van die waarheid woon in ons. Skoene van bereidheid vir die evangelie, ons is bereid om sy goeie boodskap te verkondig. Die skild van geloof om al die vuurige pyle van die bose uit te blus. En die swaard van die Gees, dit is die woord van God, lewend en kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. En as jy 'n studie maak van die wapenrusting, alles is om jou te beskerm as die vyand van vooraf kom. Maar wat doen ek as hy van agteraf kom?
dan is julle daar om my rug toe te maak. Amen. En ek is daar om jou rug toe te maak. As iemand my in my rug wil steek, moet julle daar wees. Ons moet daar wees vir mekaar. Dis hoekom die broederskap en die fellowship so belangrik is, en die liefde, en die omgee. So hy het die goeie stryd gestryd ten spyte van moeilike omstandighede. En wat gebeur met Paulus? Wat gebeur met hom? Hy eindig in die tronk. En terwyl hy in die tronk is, het hy nie handdoek ingegooi nie, maar hy begin briewe skryf aan die gemeentes en hy bemoedig die ander Christene. Het jy al iemand bemoedig terwyl jy self bemoediging nodig het? Want dis wat hy gedoen het. En dit is die antwoord. Dit is die uitkoms. Dit is die oorwinning. As jy bemoediging nodig het, gaan bemoedig iemand anders. Miskien nie maklik nie, maar dit is waar die antwoord en die oorwinning lê. As jy depressief raak, gaan bemoedig iemand anders. Dan sien jy hoe gou kom jy uit daai donker gat uit. Ek hou nie daarvan om oor geld te praat nie, maar as jy geld nodig het, gaan gee dan in jou nood vir iemand anders geld wat geld nodig het. Dan sien jy hoe gou voorsien die Here vir jou. Dit is maar hoe hy werk. Hoekom hy so werk, weet ek nie, maar dit is maar hoe hy is. En as jy siek is, julle kan my bel, maar gaan bid eerder vir iemand wat siek is. Dan sien jy hoe gou word jy gesond. En in 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8 skryf Paulus hierdie bemoedigende woorde en hy het aan die einde van sy lewe gekom. Hy sê, dis nou 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. So God gaan dit self aan ons oorhandig. Ek wil ook daai kroon van geregtigheid dra. En nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning liefgehad het. So baie keer is ons in 'n stryd, baie keer staar ons probleme in die gesig. Baie keer is daar moeilike omstandighede, okkerd. Baie keer is daar probleme en omstandighede, moeilike dinge. Maar dit is maar net die simptome van die geestelike oorlog waarin ons gewikkel is. En God verwag van ons om goeie toegewyde soldate te wees. Want of jy veg en jy oorwin in sy naam, of jy retireer en jy verloor. Baie keer is dit ook so met siekte. Kyk, jy kan siek verkoue kry en griep word as jy nou in die koue gaan loop
Nee, dan is dit mos nou jou eie stupidheid. Maar baie keer is dit so met siekte, dit kan ook, maar net die simptome wees van die geestelike oorlog waarin ons gewikkel is. Huweliksprobleme, simptome van die geestelike oorlog waarin ons gewikkel is. So jy moet jou gesag opneem as kind van God, as soldaat van die Here, en jy moet die dinge begin aanspreek, sluit jou deur agter jou waar dit net jy en God is, en gaan staan en spreek hierdie dinge aan, en bind die Satan en die probleme in jou lewe, en maak die guns en die goedheid en die genade van God los oor jou lewe en oor jou omstandighede. Maar jy gee nooit op nie, want sien julle hierdie kruis, Jesus het alles daar vir ons gedoen, sodat ons nooit hoef op te gee nie. As jy my nou wil kwaad maak, gee op. Maar jy gee nooit op nie. Want wat 'n Christen is jy dan? Terwyl hy alles vir jou gedoen het. Jy gee nie op nie. Maak nie saak hoe dit gaan nie, okker, jy gee nie op nie. En ons is daar vir mekaar. So okker, ek gaan jou bel in die week en hoor hoe dit gaan. Esme, ek gaan bel in die week om te hoor hoe dit gaan. Maar ons gee nie op nie. Amen. Ek sien julle sit nog rustig. Nou as ek Swaziland toe ry aan die Millie, en ek kom by die grens, kry ek 'n papiertjie met my kar se nommerplaat op, en daar waar hulle my paspoort stamp, kyk hulle op die rekenaar of my voertuig nie gesteel is nie. As hy nou reg is, dan stamp hulle die papiertjie, en dan maak hulle die hek oop, dan kan jy ry. Maar daar is omtrent 100 of 200 meter voor ek by die Swazi hek kom, want nou moet ek eers daar ingaan, dan moet hulle daar ook my paspoort kyk, en my voertuig, en jy moet R50 betaal, road tax. Maar dis alright, want Swaziland se paai lyk beter as ons land se. Maar tussen die Suid-Afrikaanse grens en die Swazi grens, tussen hy twee hekke, as jy daar is jy in no man's land. Want jy's uit Suid-Afrika, maar jy's ook nog nie in Swaziland nie. So jy's in no man's land. Maar in die geesteswêreld is daar geen neutrale grond nie. Geen no man's land. Jy behoort of aan die koninkryk van lig, of aan die koninkryk van duisternis. Geen neutrale grond. Of jy's 'n kind van God, of jy's 'n kind van Satan. Geen no man's land. En ons is in 'n oorlog gewikkel. En ons moet ons stand opneem, en ons die gesag wat die Here vir ons gegee het.
Maar God het ons in staat gestel om nooit te retireer nie. Teens ons hoef nooit te retireer nie. En dan het ons hierdie wonderlike belofte in Romeine 8:37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Meer as oorwinnaars. Want hy's reeds oorwin. En nou kom hy met sy aanvalletjies en met sy versoekingkies. En nou bind ek hom in die naam van Jesus. Nou gee ek hom nog 'n knock-out ook. So ek is meer as 'n oorwinnaar. So die geloofslewe is 'n lewenswyse. Dis nie iets wat jy so nou en dan kan probeer nie. Dis 'n lewenswyse. So voor Paul vir ons gaan kom sing. Sonder geloof is dit onmoontlik om die Here te behaag. Without faith, it's impossible to please God. Ons is in staat om hierdie goeie stryd te stry. Om elke keer te oorwin. Want ons is meer as oorwinnaars. En dan bo en behalwe dit het hy nog vir ons die volle wapenrusting ook gegee. Amen. Ons is daarom maar bevoorreg, nee. Hy het alles vir ons gedoen en alles vir ons gegee. En vanmôre is hierdie tafel vir ons gedek. En vanoggend verteenwoordig hierdie druiwesap die kragtigste wapen tot ons beskikking, naamlik die bloed van Jesus. Dus die cherry op die koek, die bloed van Jesus. En ons moet nooit die bloed minag nie, ons moet nooit die bloed van Jesus onderskat nie. So, hoe stry ons die goeie stryd? Fokus op Jesus. Fokus op Jesus. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Fokus op Jesus. Tweedens, staan op sy woord. Met ander woorde, reageer op sy woord. Want elke belofte is ja en amen. Elke belofte is waar. Derdens, tree op in geloof. Met ander woorde, in plaas van om te huil en te smeek, begin 'n bietjie dankie sê. Dankie Here vir my oorwinning, dankie vir my genesing, dankie vir my uitkoms, dankie vir my voorsiening. Begin in die geloof op te tree. En vierdens, vertrou op die Here. Staan op sy woord. Fokus op Jesus. Tree op in geloof. Vertrou die Here. 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 Baie keer lyk dit vir my of mense nie meer die Here kan vertrou nie. Dinge sal eers gebeur as die pastoor opdaag. Julle is verkeerd. Ons moet die Here vertrou. As ek opdaag, maak ek dalk jou yskas oop en ek gooi al die drank in die wasbak uit. Kom ons vertrou die Here.
Kom ons fokus op Jesus. Hy het ons lief, niks het verander nie, sy genade is nuut en vars elke oggend. Stem julle saam? Paul gaan vir ons 'n lied kom sing. Dankie Paul, en dan gaan ons aan die tafel sit. Dankie Sean. Kom ons, maak ons harte oop en ons sit ver oggend aan met groot dankbaarheid